Ek het vanoggend begin met 'n woord uit Sagaria 4, ek noem dit die twee getuies. Die twee getuies. Want hy praat hier van twee gesalfdes of twee getuies. En ons sien 'n groot deel van Sagaria 4 word herhaal in Openbaring 5 en ook in Openbaring 11. Maar wat hier in die boek Sagaria gebeur is, hulle moet die tempel herbou. En hier's raad wat die Here vir hulle gee, en dis die 5de gesig, as ek dit nou reg het, die 5de gesig wat God deel met Sagaria. En Sagaria is op 'n plek waar hy moeg is. Die Here is besig om met hom te deel, en hy is nou moeg, hy slaap, en God maak hom wakker, die engel maak hom uit sy diep slaap wakker, en hy gee hierdie gesig vir hom. En ek wil hê ek en jy moet net saam lees, daar in Sagaria 4, ek gaan nie weer alles herhaal wat ek vanoggend gedeel het nie, ek vat dit maar net saam, dan gaan ons aan na vanaand se boodskap, Sagaria 4 vers 1, en die engel wat met my gespreek het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, hierdie engel sê vir hom, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekant bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is, ook 2 olyfbome langs hom, een aan die linkerkant en een van die oliekant en een aan die linkerkant daarvan. So ons sien, dis die gesig wat hy vir hom gee. Ek weet nie of julle daai prentjie weer vir my reg het vanaand nie. As julle hom vir my reg het, kan julle maar vir my opsit. So daar's 'n gesig wat hierdie man sien. Kom ons gaan aan. Ons sal nou by dit stil staan. Vers 4, daarop het ek begin spreek, en die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken hierdie gesig wat ek sien? Wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir ons? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken? En ek het gesê, nee my Heer. So ons sien, Sagaria is baie eerlik hier, en ek dink baie keer moet ek en jy eerlik wees. Ons is baie keer so godsdienstig, dat ons nie wil erken as ons nie weet waarvan gepraat word of wat gesê word nie. En ek praat van ons pastore in kluis. Ons moet eerlik wees. As jy nie weet om iemand te antwoord nie, dan weet jy nie om iemand te antwoord nie. Beoefen integriteit, en dit is wat Sagaria hier doen. Hy beoefen integriteit. Hy sê, ek weet nie, hy praat met die engel van die Here, hy sê, jy het hierdie gesig vir my gewys, maar ek weet nie wat hy bedoel nie. Ek weet nie wat hy sê nie. En dan gee die engel vir hom die wat en die hoekom en die doel van hierdie gesig wat hy gesien het. En hy begin daarmee en dan word dit nou mooi verduidelik. Hy sê, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Hoor mooi, nie deur krag of geweld nie, nie deur jou eie vleeslike toedoen nie, nie hoe jy dit doen nie. Hy sê dit is deur my gees, sê die Here van die leerskare. En dis nou hier waar ek vanaand wil wegspring, met die volgende gedeelte van hierdie boodskap, as ons dan praat oor die twee gesalfdes, of oor die twee getuies, kon julle daai prentjie kry, daar is hy. Dit is die gesig wat hy gesien het. Nou as jy nou vinnig hier kyk, die gesig wat hy hier gesien het, as jy daar gaan lees in Sagaria 4, hy het 'n goue kandelaar gesien met 7 lampe, nie 7 kersse nie, 7 lampe op hierdie kandelaar. Ons noem dit ook die menorah. En dan bo dit het hy 'n oliekan gesien. Die ander oliekanne wat daar geteken is, moet nie daar wees nie. Het hy 'n oliekan gesien. Uit daai oliekan het 7 pype geloop na hierdie goue kandelaar om hierdie lampe aan die gang te hou. En dan het hy 2 olyfbome gesien. As jy verder in Sagaria 4 lees, jy sien, daar het ook goue pype van die olyfbome afgeloop na die oliekan wat geloop het na die kandelaar. Nou in 'n Ou Testamentiese konteks het die priesters hierdie lampe onderhou. As jy gaan lees in Levitikus, mag die lamp, die menorah, nooit afgegaan het nie. Hierdie lampe mag nooit uitgedoof het nie. En ek het vanoggend vir jou gelees in Matteus 12, miskien moet ek dit net vir jou weer lees, waar daar van Jesus gepraat word, dan sê hy die volgende, ek wil dit net vinnig hier kry, ek het maar alles hier uitgeprint, dan kan ek dit net makliker lees, want ek het nie my brille nodig nie. Hy sê, kyk my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siele welbehae het, God praat hier van sy seun. Ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig, dit beteken hy sal aan 'n redding aankondig, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie.
Miskien sit jy vanaand hier en jy voel geknak in jou lewe. Jy voel dit voel of jou ruggraat gebreek is. Dit voel of die lewe met jou gedoen het net wat die lewe wou. Hy sê, 'n geknakte riet sal ek nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook, sal hy nie uitblus nie. Jy voel miskien, Here, my liggie brand nie meer soos wat hy moes brand nie, daar's net 'n rookie wat trek. Die Here sê, sy seun sal nie dit uitblus nie, totdat die oorwinning behaal is. Dit is God se belofte. Hier is nog steeds 'n ring hier op my mikrofoon wat ek hoor dit hier voor. Ek weet nie of hier iets ergens hier aan is wat dit veroorsaak nie. Okay. Hoor julle my daarom alright waar julle sit? Okay, so ek hoor net 'n ring, as dalk maar net hierdie ou man se ore, ek weet nie. Goed. So ons het nou tot hier gelees, hy sê dis met die klem op die gees. Hy sê nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees spreek die Here. Wanneer die gees van God besit neem van jou lewe, dit is waar jou lewe verander. Dis waar jy 'n ander mens word. Dis waar jou tong losraak, jou lippe begin beweeg en jy begin oor die Here te praat en te getuig. Ek hoor altyd ouens sê doping met die Heilige Gees, die teken daarvan is tale spreek. Ek wil vir jou sê, daar's 'n hoër teken as tale spreek. Ek het nie 'n probleem met tale spreek nie, maar daar's my groter teken, siele wen. Ek deur dat iemand vir my sê, hy's gedoop in die Heilige Gees en hy stel nie belang in siele nie. Jy kan dit nie in dieselfde sin noem nie. Dis hoekom die disippels in tale gespreek het, was om nasies te wen vir die Here. Dus kom hy ook sê in Matteus 12, ek het dit nou nie eens vir jou gelees nie, hy sê hier, en op sy naam, dis Matteus 12:21, dit het ek nou vir jou gelees het oor die lampet wat uitgedoof is, en die riet wat nie geknak sal word nie, hy sê, en op sy naam sal die heidene hoop, op sy naam. In die konteks hier, was die volk, 42.000 Israeliete is uit ballingskap teruggestuur van Babylonie af, terug om die tempel te herbou, want die tempel was afgebreek deur die Babyloniese ryk. En ek dink dit was koning Darius, het hulle teruggestuur, 'n Babyloniese koning. Hy sê, hulle gaan rig julle tempel op, maar die voorwaarde is, as julle daai tempel oprig, moet julle vir ons ook bid. As 'n heidense koning, maar hy sê, dan moet julle vir ons ook, jy kan dit gelees in die ander klein profete, dis eintlik kosbaar. Dan sien ons in vers 7, hulle wou hy toe nie. Hulle het vir 16 jaar so 'n bietjie probeer om die tempel te herbou, te kry hulle dit nie mooi reg nie, hulle het nie finansies gehad, hulle het nie finansiering daarvoor gehad nie, want die koning van Babylonie het vir hulle geld gestuur, toe stop hy daarmee. Toe sê hulle, wel, dan stop ons ook nou maar. Ons gaan nou ons eie huise bou. As jy in Maleagi gaan kyk, sê jy sien, die Here sê vir hulle, julle bou julle eie huise, julle bou nie my huis nie. God het dit teen hulle gehou. Hy het gesê, julle dink net aan julleself, julle dink nie aan my nie. Julle dink nie aan my tempel nie. Hier sien ons dan, word, dis in die tyd van Joshua, dis 'n ander Joshua hierdie, in die tyd van Joshua en Serubabel is 'n prins van Israel gewees, wat hulle dan hierdie twee kom saam om die tempel te herbou. Dan kom in Sagaria 4 vers 7, laat ons by vanaand dan aangaan. Hy sê, wie is jy, groot berg? Voor Serubabel sal jy tot 'n gelykte word. Serubabel se naam beteken prins. Wie is die prins van vrede, sê Jesaja? Jesus. Jesaja is 'n messiaanse profeet. As ons na die boek Jesaja toe gaan, ons is nou hier by Sagaria, maar hy praat van Jesus as die prins van vrede, en hy is die koning van die heelal, is dit nie? En hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder die uitroepe van genade, genade oor hom. 'n Sluitsteen is 'n hoeksteen. Dis waarvan die hele huis gebou word. God se tempel, God se geestelike tempel, waarvan ek en jy gebou word as die tempel van die Heilige Gees. Hy sê, Jesus is die hoeksteen daarvan. Jy kan dit gaan lees in 1 Petrus 2 vers 4. Hy sê, hier het 'n steen van aanstoot geword. Hy sê, mense skop hulle tone teen dit wat Jesus gedoen het. Ons leef in 'n postmoderne era, waar sonde wat in die Bybel staan nie meer sonde is nie. En ons dink, omdat ons gemoderniseerd is dit alright met die Here. Is nie alright met God nie. Jy kan nie met die Here onderhandel oor sonde nie. Jy het dit geweet. Hy is nie nou minder heilig as wat hy was 2000 jaar terug, of 6000 jaar terug, of 1 miljoen jaar terug nie. Is nog steeds dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob. Daar het niks verander by hom nie. Hy is heilig. Moenie met my 'n berading reël en met my onderhandel oor jou sonde nie. Ja, maar jy weet, ons bly maar saam want belasting. Ja, jy weet, ons bly maar, ons is eintlik maar, moenie met sulke stories by my kom nie.
God is heilig. Ek sê nie ek is heiliger nie, of ek is smart of oulik of sondeloos nie, maar God is heilig. Moenie met hom onderhandel oor sonde nie. Hy bly heilig. Die enigste rede hoekom ek en jy genade kry waar ons nou is omdat Jesus aan die kruis gesterf het. En hy sê, nou moet jy in daai oorwinning wandel. Nou moet jy in daai geloof wandel. Ek en jy kan nie net nou doen wat ons wil nie. En ek voel alright, ek kan maar dit doen. Nee, ek wag dat die Heilige Gees my oortuig te sonde. Waar kry jy die skrif daarvoor? Dat die Heilige Gees jy moet oortuig. Nee, dit staan in Johannes 16 vers 8. Nee, in Johannes 16 vers 8 staan, hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dan verduidelik hy vir jou wat die enkelvoud sonde daar is, omdat jy in Jesus glo nie. Nie van al die ander sondes nie. Dis 'n flou verskoning om met sonde aan te gaan. So Jesus word daai hoeksteen waarteen die mensdom hulle tone stamp, sê 1 Petrus 2 vers 4. En ek wil jou regtig kom bemoedig vanaand. Onthou, jou vlees wil nie na die Bybel luister nie. Jou vlees wil nie doen wat die woord van God sê nie. Jesus het nie gesterf sodat ek en jy 'n luxurious lewe kan lei en net kan doen wat ons doen nie. Miskien is jy vanaand vir jou 100ste afspraak by die sielkundige, omdat jy nie wil doen wat die Here vir jou sê nie. En elke rede soek om dit anders te doen. Jy's in rebellie, God kan jou nie help nie. Jy moet op 'n plek kom wat jy sê, Here God, help my, verlos my hiervan. Hoekom? Want hy's heilig. Nee, maar ek kan nie daarvan verlos raak nie. Wel, ek het vir jou slegte nuus, hy's heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Ek en jy kan na watse verskoning soek, jy gaan by 'n antwoord moet uitkom. En verlossing daaroor kry. Jy kan nie aanhou daarmee nie. Jy sal moet verlossing kry, anders is jy verlore. Verstaan julle dit? Ekskuus, nou raas ek met julle. Ek raas nie reg met julle nie. Julle is oulik, julle is hier. Julle is by die kerk vanaand. En julle luister op die livestream, julle is net so oulik. As julle nog luister. Goed. So hy sê, wie is jy groot berg? Voor sê die Babel hy spreek eintlik van Jesus, sal jy tot 'n gelykte word. En hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder die uitroepe genade, genade oor hom. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, die hande van Serubabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Serubabel. So hy sê Serubabel gaan die tempel herbou. Ons praat nou van nadat hulle uit Babylonië uitkom, gaan hy die tempel herbou. Maar ons kan profeties daarna kyk in Openbaring ook. Daar's 'n 4de tempel wat ons glo gebou gaan word in die eindtyd. Die eerste tempel was gebou vir Salomo, of Salomo het dit gebou nadat Dawid gesterf het. Die tweede tempel is dan hierdie tempel wat Serubabel en Joshua bou. Joshua die hoofpriester, nie Joshua wat saam met Moses was nie. Die derde tempel is gebou, ek dink 20 jaar voor Jesus se geboorte, of hy's eintlik uitgebrei. Herodes het die tempel uitgebrei, het hom groter gemaak. En 30 jaar tot 40 jaar na Christus is die tempel afgebreek en het hulle hom aan die brand gesteek. Hulle wou hom nie vernietig nie, die Romeinse generaal wou hom nie vernietig nie, Titus, maar sy manskap het dit vernietig. Hulle het 'n fakkel ingooi, toe brand die tempel af. Terwyl die tempel brand, smel die goud tussen die bakstene in. En toe breek hulle hom af om by die goud uit te kom. En hierdie, as jy in Openbaring 11 gaan lees, is daar 'n 4de tempel wat gebou gaan word. Ek kan nie vir jou sê of dit 'n ware tempel of 'n geestelike tempel is nie. Dis baie moeilik. En ek weet ouens wat in eskatologie is, snak nou na hulle asems. Maar weet jy baie goed dat ouens eskatologies geskryf het nooit die waarheid geword nie. So ou moet mooi dink wat jy lees. Ek sê nie dis verkeerd om in eskatologie te wees nie, alles behalwe. Ek dink daar's waarheid daaraan, maar ons moet oppas om ons eie voorspellings by dit te sit. Dis hoekom ek sê Sagaria 4, baie van sy gedeeltes word herhaal ook in Openbaring 11. Maar Openbaring 11 is in 'n ander konteks. Hier is hulle in die konteks dat hulle nadat hulle uit Babylonië 42,000 Israeliete teruggetrek. Die ander het gebly in Babylonië want dit het goed gegaan met hulle in Babylonië. Wat is een ding wat 'n Jood kan doen? Besigheid.
Hulle het in Babylonië gebly om besigheid te doen. So hulle wou nie teruggaan Jerusalem toe nie, want daar was niks in Jerusalem nie. Jerusalem was platgeslaan. Onthou, as die Babyloniërs jou land ingeneem het, het hulle hom met die grond gelyk gemaak. Dis wat die koninkryk van die Babyloniërs gedoen het. Hulle het hom gelyk gemaak met die grond. Hulle het jou land verander in 'n woestyn. So 42,000 tawwe Jode sê ons gaan terug. Maar hulle gee ook op na 16 jaar. En dan roep die Here vir Sagaria, hy sê, Sagaria, sê vir hierdie mense, hulle moenie op hulle self staat maak nie, dis hoekom hulle opgegee het. Hulle moet my gees vertrou om die tempel te kan herstel. So ek gaan nou so 'n bietjie terug rondval tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament om jou net vir jou 'n paar goeters te verduidelik. En dan gaan ek eintlik uitkom by wat ek vanaand met jou wil deel. Ek wil nie regtig met jou deel oor die twee gesalfdes in Openbaring nie. Maar ek gaan vir jou sê wie ek dink dit is, en dan gaan ek terugkom na wie ek dink die twee gesalfdes nou is, wat by my en jou is. Ons sien Jesus in Johannes 2 vers 19 sê hy, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Weet julle, dis een van die redes hoekom Jesus gesterf het aan die kruis, omdat hy dit gesê het. Want Jesus het nie gepraat van die fisiese tempel nie, hy het gepraat van 'n geestelike tempel. In 1 Korintiërs 6 word ons genoem die tempel van die Heilige Gees. Ek hoor baie keer ouens noem hulle kerkgeboue tempels vir die Here. Jy kan nie 'n kerkgeboue tempel van die Here noem nie. Jy is die tempel van die Here, en waar jy saamkom is jy sy kerk of sy gemeente. In Handelinge 2 het die tempel verval in die sin van die gebou, en dit het verander na gemeentes toe. Ons gebruik ook die woord kerk, dis nie die korrekte woord nie, dis ingesit, dit was die 3de edikt van 15 edikte wat King James uitgebring het, toe hulle die King James Bybel vertaal het. Het hy gesê, moenie praat van eklesia of gemeente nie, praat van kerk. Hy het die woord laat insit. Jy kan dit gaan lees, ek jokkie vir jou nie. Maar dis alright, ons weet wat kerk beteken, wanneer soos ek en jy wat vanaand hier sit, ons word die kerk van die Here genoem, ons word die liggaam van die Here genoem. En ouens dink seker, hy's 'n pastoor, dis hoekom hy dit sê, want hy wil sy kerk vol hê. Dis hoekom hy wil die mense by die kerk hê. Nee, ons sê baie keer, Jesus Christus sal net vir een nou gesterf het. Ek glo hy sou. Maar weet jy dat Jesus het gesterf vir sy liggaam? Wat is sy liggaam? Geef my definisie vir die woord liggaam. Wat is dit? Dis sy kerk. Ek het vanoggend vir jou gelees dat die 7 kandelare wat jy hier sien op die prentjie, stel wat voor? Openbaring 1 vers 20, sy gemeentes. Sy gemeentes. Efesiërs 3, wie van julle het 'n Amplified Bible hierso? Moenie worry nie, ek sal net jou lees en ek sal dit self lees. Het iemand 'n Amplified hier? Ok, kry gou vir ons daar Ephesians 3 vers 10. Efesiërs 3 vers 10. Terwyl hy Efesiërs 3 vers 10, as jy hom het, dan kom jy sommer vorentoe Dylan, hoor. Ons sien Jesus praat hier van 'n geestelike tempel, en Jesus se liggaam was afgebreek in 3 dae en is weer opgebou en hy het opgestaan. Jy sien, en wat hy ook hier sê, is hy sê, wie verag die klein dingetjies? Ek en jy moenie verag die klein goedjies wat in ons lewe gebeur nie. Jy weet, om 'n huwelik te red, of om 'n huwelik te laat werk, jy kan maar vir Koenie en vir Annelies gaan vra. Dis nie omdat hy Hanne al 3 keer Seychelles toegevat het en 2 keer Mauritius toegevat het nie. En vir 7 boutrips gevat het nie. Dis nie om 'n huwelik werk nie. 'n Huwelik werk, heel eerste, sê 1 Korintiërs 13 vers 3, as jy vriendelik is met mekaar, en geduld het met mekaar. As jy mooi praat met mekaar, en geduldig is met mekaar. Dis waar dit begin, die klein goedjies, voor jy jou lewe wil gee vir jou huwelik, wees net eers vriendelik en geduldig. Maak so nou en dan vir jou vrou die deur oop. Weet jy hom? Ek het nie data nie. Hy het nie data nie? Nee, dis reg. Ek meen, alles is hier. Ons sukkel, okay. Kom ek lees hom net vir jou in Afrikaans. Efesiërs 3. Dan gaan ek nou in Afrikaans lees, die taal wat eendag in die hemel ook gepraat gaan word. Daar is skrif daarvoor, ek kon dit nog nie kry nie, maar ek kan sweer daar skrif daarvoor. Efesiërs 3 vers 10. Hy sê, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Menigvuldige wysheid beteken dat wanneer ons almal as die gemeente by mekaar kom, is daar meer as een tipe wysheid.
Wanneer die kerk by mekaar kom, baie dankie. Kom ek lees hom net vir jou in die Engels. Jy kan sommer net hier staan tif, dan gee ek hom vir jou terug. So now, through the church, net my Engelse brille opsit. The multifaceted wisdom of God in all its countless aspects might now be made known, revealing the mystery to the angelic rulers and authorities in heavenly places. Wie van julle wil graag autoriteit in die Here hê? Wie waar kry jy dit? In die kerk. Het jy dit geweet? Ek praat nie van jy kry dit by my en die eerwaarde kerkraad nie. Die ouens wat slaap as ons vergadering hou nie. Hy sê wanneer ons, Efesiërs 3, as die kerk by mekaar kom, kom ek kyk net hier. Hy sê dan, be made known. Kom ek lees dit net weer vir jou. So now through the church, dis 'n moeilike woord, spreek hom vir my uit? Multifaceted, whatever wisdom, die vermenigvuldige wisdom of God in all its countless aspects might now be made known. God se wysheid kan nou, it might now be made known to, revealing the mystery to the angelic rulers and authorities in heavenly places. Baie dankie, Tiff. So dit beteken, in die gees is daar nou autoriteit, want die gemeente het by mekaar gekom en 'n vermenigvuldige wysheid saambekom om in die gees, die demoniese wêreld, in die geeswêreld autoriteit te dra. En angelic, ons praat van die positiewe kant ook van die geeswêreld. Wanneer jy by mekaar, as jy daar op jou eintjie by jou huis sit, het jy net nie die autoriteit soos wanneer jy tussen ander kinders van die Here sit nie. Dis wat Efesiërs 3 vers 10 sê, en wanneer jy kyk na die menorah, wanneer jy kyk na die goue kandelare, dan sê hy in Openbaring 1 vers 20, die 7 kandelare is die 7 gemeentes van die Here. Die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3 spreek profeties vir my en jou as die kerk wat daarna sou kom. Dis met wie dit spreek. Dis waar die autoriteit van die Here lê. Ek is heeltemal van my punt af. Nou sê hy in vers 11, daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome? Julle moet my maar volg met die kamera. Nee, julle doen. Moenie slaap nie, kameraman. Ek gaan nou daai kant toe. Miskien moet ek 'n bietjie na daai prentjie toe gaan. Ons het nou 2, die wat nou nie weet nie, wat luister op die livestream, ons het 2 prentjies op die verhoog. Ons het 2 kante wat die prentjies is. Dan praat ek net bietjie met die ouens hierdie kant ook as hulle dalk al in die slaap is. As hulle nog wakker hierso, né, Heinrich? Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome? Sien, hier is die 2 olyfbome aan die kant. Ek het toe nogmaals gespreek, dan vra hy weer, wat beteken dit? Wat beteken die 2 olyftakkies? Hy praat nog steeds van die 2 bome, met die olyftakke wat uitkom, né? Aan die kant van die 2 goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom. So hy praat nou sê hy hier, hy sê daar is goue pype wat uit die takke uitkom, waar uit goud val in daardie bak in. Dis beautiful, né? En dis die salwing wat afvloei na hierdie goue kandelaar, na die gemeentes toe. Dis nie nou meer 'n leviet of 'n priester wat dit onderhou, wat daai oliekan moet vat en hierdie afsonderlike lampies moet onderhou nie. Dis die Here homself wat dit doen. Daar's 2 getuies wat dit doen. Waaruit hierdie salwing vloei. 2 getuies waaruit dit vloei. Nou sit jy miskien vanaand en dink, maar God is 'n God van 3 eenheid. Wie is dit nou? Wie is hierdie 2 getuies? Wie kan dit wees? Nou kom ek vat jy net eers Openbaring 11 toe, want ek weet baie tyd ingeskakel om te hoor wie die 2 getuies is. En dan gaan ek jou terugvat na Sagaria 4 toe, en dan gaan ek jou vat na waar ek en jy vandag as kind van die Here is. Wat die 2 getuies vir ons vandag beteken. As ons gaan kyk na die 2 getuies in Openbaring 11, kom ons gaan gou soontoe. Openbaring 11. Ek oor duisende Bybels blaai. Dis wonderlik. Ek is bly julle gaan saam lees. Okay, right. Julle, die gevaarlikste ding wat jy kan doen is om net te sit en luister. Vat jou Bybel, blaai, kry vir jou notaboek, skryf. Of is dit net ek wat vergeet as ek uitstap by 'n diens? Ek wonder partykeer wat het ek verlede week gepreek. Julle, hier's my nuwe boek. Ek het 1,5 meter ry boeke net van hierdie. Wat ek al my preke, alles as die Here met my praat, skryf ek dit daar neer. Ek sê, ek tik dit eintlik.
ek kan nie 'n leer hou nie, want 'n leer haal ek die preek uit, dan sit ek hom weer terug. Ek is baie swak met administrasie, so ek plak dit vas, soos 'n graad 2tjie. Dan weet ek moet net my boekies deurgaan. Partykeer sit ek, julle kan van my bietjie verander, dan hier as ek 'n boeke langs my, dan is ek besig om my boeke deur te blaai. Ek soek na 'n preek, as ek hom nie kry op my rekenaar nie. Want ek soek die woord van die Here. Partykeer skryf ek goed neer, ek tik dit nie, so ek het dit nie gesave nie. Al hoe ek het gesave het is in my swart boek. Skryf jou boek, skryf dit neer. Wil jy ernstig met die Here wees? Skryf neer wat hy vir jou gee. Moenie net sit en luister nie, dan kan jy eerder vanaand 7 lang gekyk het. Ek daag jou uit, man. Ek daag jou uit vanaand. Raak 'n student van die Gees van die Heilige Gees. Van die Universiteit van die Heilige Gees. Raak 'n student van die Here. Moenie net uitstap en net sê, dit was 'n goeie preek of 'n slegte preek nie. OK, so, wat gaan jy daarmee maak? Dit was goed. Ag, jou kaalkop was alweer vanaand af. Ja, wees Robert kom terug. Ons mis Robbie. Hallo Robbie, ek wil net vir jou sê, ons mis jou. Jy kan so Christen ook wees. Ek weet Robert is oulik. Dis hoekom ek dit sê, maar ek het 'n selfbeeld, man. Waar is ek nou? So ons sien hierdie pype. As jy wonder wat is die 7 oë van die Here? Ekskuus, ons het dit nou in die vorige skrif gelees. Is daar een van julle wat wonder wat is die 7 oë van die Here? Die 7 oë van die Here, Openbaring 5 vers 6 sê, dis die 7voudige Gees van God. Die Gees van God word die 7voudige Gees genoem. Jesaja 11 vers 1 en 2 sê vir jou die 7 name van die Heilige Gees. Jy kan dit gerus daar gaan lees. Kom ons los dit om net tyd te spaar. Kom ons kom terug na Sagaria 4 vers 11, 12 en 13. So hy vra vir hom, wat beteken hierdie goed? Sagaria 4 vers 13. Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Hy sê weer, hy weet nie. Vers 14 en hy sê, dit is die 2 gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Hy sê vir hom, hierdie ouens gaan die tempel herbou. Wie is dit? Dis Joshua en Serubabel in hierdie konteks. Want hy praat nog die hele tyd van hulle. Sê van Sagaria 1 tot 4 lees hy sien hy praat van Joshua, die hoëpriester, en Serubabel. Joshua is die Hebreëse naam vir wie? Jesus. As jy Jesus in Hebreëus sê jy Joshua. En dan Serubabel is die prins. Serubabel staan Haggai 2 vers 23 is ook die een wat die verseeling bring. Of die seelring is, ek het dit vanoggend verduidelik. As jy gaan kyk na die geslagsregister, as jy by Dawid kom in die geslagsregister, onthou die Bybel is die enigste boek op hierdie aardbol. Geen ander boek het dit nie. Wat 'n geslagsregister het, wat van Adam en Eva afloop. Het julle dit geweet? Geen ander boek het dit nie. Nie 'n geskiedenisboek nie. Ons sukkel om agter. Ek weet ons is koetser gewees en my oupa was 'n Jood van Oostenryk af. Dis al wat ek weet. En hulle het 'n wynplaas gehad in die Kaap en ek weet nie watter een van die koetsers het daai wynplaas verkoop nie. Ek verstaan dit nie. Ek drink nie wyn nie, maar ons kan 'n bietjie ching gehad het, man. Maar 'n ou moet gaan naspeur en jy moet nou gaan kyk hoe werk jou geslag. Wat noem hulle dit, jou genealogy moet jy gaan uitwerk. Maar die Bybel gee baie definitiewe geslagsregister tot by Jesus. Jy kan dit gaan lees. Dis vas. Tot die geskiedenisboeke stem saam, want hulle kan nie stry nie, want hulle het niks geskryf nie. En as jy gaan kyk, by Dawid deel die geslag in 2. Sy geslag deel in 2. Nathan is die een kant en Salomo is die ander kant. So sy geslag deel in 2. En dan kom hulle weer by mekaar, waar 'n man en 'n vrou uit hierdie 2 geslagte by mekaar uitkom, en uit hulle word gebore Serubabel. Hy is die seelring, hy bring hierdie geslagte weer by mekaar uit. En van Serubabel af deel hy weer in 2. En dan eventually kom daar 'n man en 'n vrou by mekaar. Maria en Josef. En by hulle, word ook dan 2 geslagtes, en by hulle kom by mekaar Jesus. Josef word die vader van Jesus genoem. Is hy die bloedvader van Jesus? Nee. Maar God noem hom sy vader. God eer hom daarvoor. Want Josef het Maria baie mooi hanteer. Josef kon sy vrou op 'n baie wrede, of sy verloofde op 'n baie wrede manier laat doodmaak het. Hy het nie.
Hy het gesê, hy het haar eer bewaar, haar waardigheid. En hy het gesê, ek sal in die geheim van haar skei. Dis die eerbare ding wat hy doen, en toe verskyn die Here aan hom en sê, jy moet dit nie doen nie, jou vrou is vir iets hoors geroep, maar jy weet, jy kan jou vrou nogal snaaks aankyk, as sy vir jou sê, ek is nou swanger, maar dit was nie jy nie, en jy weet ook, dit was nie jy nie, want hulle was verloof, hulle het nog nie seksueel verkeer nie. En sy sê vir hom, dit kom van die Here af, jy gaan jou vrou snaaks aankyk, en jy gaan 10 in die ambulans vir haar bel, en die ouens met die wit klere gaan 'n straitjacket bring, en hulle gaan haar vat vir observasie. Jy weet, sielkundige observasie, toesluit in, is dit sel 9? Wat is dit waar hulle toemaak? Dat die hof hulle net eers dophou, of hulle die moord gepleeg het, omdat hulle kranksinnig is, en of hulle het gepleeg het uit, whatever uit. Goed, kom ons gaan na Openbaring 11. Ek wil net vir jou gaan wys, wie is die getuies daar, en dan kom ek terug na my en jou vandag. As jy in Openbaring 11 gaan kyk, vers 1, en die riet, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar, en die wat daarin aanbid. So dit klink vir my, hulle wil iets hier bou. Ons weet mos die tempel staan nog nie vandag nie. Dis mos daai groot moskee wat daar staan van die moslems. Maar as jy gaan kyk na waar die tempel eintlik moet wees, ek het gister geluister na iemand wat bietjie kommentaar oor gee, is dit in elk geval nie die plek waar hy moet wees nie. Hy is 100 meter wes of suid of oos daarvan. Is eintlik waar die tempel moet staan. So hulle kan wegspring en die tempel bou. Want almal was bang as hulle daai moskee moet afbreek, die Jode moeilikheid. Maar dit lyk vir my, die moslems het dit oor 'n rots daar gebou wat hulle glo in die allerheiligste was. En dit lyk volgens van die argeologiese skattings en opgrawings en ouens wat nie eens die Here ken of gelowiges is nie, dat dit nie die plek is waar die tempel oorspronklik was nie. So hulle het so 'n bietjie dit gemisjudge. Miskien het daar, nee, kom ons los dit. Kom ons gaan aan. Dat ek nie nog iets daaroor sê nie. Maar die voor of buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. Dit beteken God wil nie net 'n klomp mense in die tempel red nie, hy wil almal buite die tempel ook red. Dis vir die heidene. Hy is die hoop van die heidene. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hoe lank is dit? 1260 dae. En julle worry omdat julle 1 of 2 in die kerk moet sit. Hierdie ouens gaan 1260 dae lank profeteer. Hoe lank is dit? 2,5 jaar? Lani, jy werk in die kerkkantoor. Is 3,5 jaar. Ja, goed. Nou dit word gesê, as jy nou die hoofstukke voor het lees, ons lees van die gemeentes en dan ewe skielik lees jy nie verder van die gemeentes in Openbaring nie. En dan die volgende paar hoofstukke gaan oor hoe die Here ons kom haal en dan die hoofstukke van daar, ek dink van hoofstuk 6 af tot by hoofstuk 19 gaan oor die verdrukking. Die groot verdrukking. Ons weet nie of ons in die verdrukking gaan wees. Daar's teorieë wat sê daar's 'n wegraping, as teorieë wat sê daar is nie 'n wegraping nie. Ek moet vir julle sê ek staan tussen 2 pole wat dit aanbetref. Ek het gaan kyk na die tekste wat gaan oor die wegraping, en dan gaan hoor ek wat Richard Botha sê oor die wegraping, hy glo nie daaraan nie, en dan gaan luister ek na ander ouens wat wel glo in die wegraping, en dan moet ek vir jou sê, ek kry nie heeltemal uit die skrifte wat hulle sê, dit wat hulle sê nie, maar dis nie omdat hulle dit verkeerd aanhaal nie, dis omdat ek ergens dalk net die diepte daarvan mis. Ek moet eerlik met julle wees, ek is nie 'n ou wat regtig praat oor die eindtye nie, omdat daar soveel verskillende teorieë is, en ouens wil 'n tydlyne aansit, en ouens, as ek en jy 'n tydlyn aan die Here koppel, dan dink ek ons mis dit alreeds. Ons mis hom. Toe die disippels vir Jesus vra, Here, wat gaan nou volgende gebeur? Toe sê die tye, en die dae kom julle nie toe nie, man. Sy moenie dit goed uitwerk nie. Moenie julle daarmee besig hou nie. So, ek wil dit net vir jou gee, want dit is in verskillende lae geskryf, verskillende parallelle. Ons noem dit tipologie in die Bybel. Daar's sekere, jy sal byvoorbeeld in die Ou Testament nou lees van Joshua. Ons lees van Joshua saam met Moses. Hy was 'n tipe van 'n Jesus. Ons lees van hierdie Joshua, die hoëpriester. Hy's 'n tipe van Jesus, en dan lees ons van Jesus in die Nuwe Testament. Dis nie dieselfde Joshua nie, maar hy het heen gewys, die Joshua in die Ou Testament, na Jesus. Net so die 2 getuies ook.
as hy hier in Sagaria praat, is dit nie die twee getuies waarvan hy praat in Openbaring nie, maar dit verwys na mekaar, want daar sekere patrone wat herhaal. Nou kom ons gaan kyk, nou sê hy hier verder, hulle is, nou hoor wat sê hier, vers 3 is Openbaring 11, en ek sal aan my twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed, 1260 dae lank sal profeteer, 3,5 jaar. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelare wat voor God van die aarde staan. Daar is die prentjie, hulle is die twee olyfbome. So die Here vergelyk hulle ook met olyfbome soos wat hy Joshua en Serubabel vergelyk in Sagaria 4. Sê hulle is ook twee olyfbome. Kom ons gaan aan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Onthou julle, toe, nou kan ek nie die koning se naam onthou nie, ek sal nou dalk op sy naam kom, hy het 50 ouens uitgestuur na Elia om Elia te gaan haal. En toe kom jy weet die nikkerige bevelvoerdertjie daar by Elia aan, hy sê, hey, jy moet koning toe kom. Hy praat nog, wops, toe tref die Here hom en sy 50 manskappe met vuur. Toe kom die tweede ouetjie, kom hy ook, lekker daar met sy 50 ouetjies aan, hulle kom gaan vir Elia roep, hey, koning soek jou, hulle praat nog, woep, toe is hulle weg. En toe die derde ouetjie gaan toe, kom en hoor die profeet van die Here, asseblief, wil jy nie met die koning gaan praat nie, hy praat mooi, en die Here staan hom nie met vuur nie, nou dis wat hy hier sê. Hy sê, en as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit sy mond en verslind hulle vyande. Nou sê, okay, so jy bedoel een van die getuies of gesalfdes is Elia? Kom ons gaan kyk. Vers 6, hulle het mag om die hemel te sluit. Kom ons gaan gou na Jakobus 5. Jakobus 5, hou jou vinger hier by Openbaring 11. Jakobus 5. Miskien moet ek 'n bietjie oor die eindtye eendag preek. Is eintlik lekker, ek geniet dit nogal. Ja, ek weerhou my daar van prediking van die eindtye. Jakobus 5. Vir julle in die Engels, Jacob 5. Ja, James 5. James. Jakobus 5 vers 17. Elia was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Gaan terug na Openbaring 11. Hierdie selfde skrif wat in Jakobus 5:17 staan, soortgelyke skrif staan in die Ou Testament in 1 Konings 17 vers 1. Kom ons gaan terug na Openbaring 11 vers 6. Hulle het die mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie, hoe lank is hulle profesie? 3,5 jaar, geen reën val nie. En hulle het die mag oor die waters om dit in bloed te verander. Waar het julle dit al gehoor? Moses het die water in bloed verander, om die aarde te tref met allerhande pla. Hoeveel pla het deur Moses se hande gevloei? 10. Ek het jare terug het ek 'n reeks aangebied oor die 10 pla. Ek weet nie of van julle kan onthou of julle al die was nie, of julle al die Here gedien het nie. Het ek gedeel oor die afgode wat Moses oorwin het, hoe God afgode oorwin het, deur Moses, deur die pla te laat plaas, en dat al die pla het een of ander afgod voorgestel van Egipte. En hoe hy met elke plaag die volgende afgod en die volgende afgod en die volgende afgod uitsorteer, dat die towenaars naderhand sê, ek dink met die vlee, of die muskiete, toe hy op die grond met sy vinger trek, toe sê hulle, dit is die vinger van God. Toe besef die Egiptenare, ons het probleme. Ons towerdery werk nou nie meer nie. Niks wil nou meer werkie. Hierdie is die Here. Hy het nou in die stof met sy vinger getrek. Toe hulle voor Jesus staan met die vrou wat gehoereer het. Dit is altyd interessant, 'n vrou kry altyd 'n slegte naam, as so iets gebeur, maar daar gebeur niks van die man nie. Hy word ook niks genoem nie. Hulle praat nie eens van hom nie, maar hulle praat vir die vrou. Wat doen Jesus? Wat doen Jesus toe hulle die vrou voor hom bring? Wat doen die God van die heelal in mensevorm toe die vrou voor hom staan met haar aanklaers? Hy gaan op die grond en hy trek met sy vinger. Dan weet jy,
die Here is ernstig. En hy staan op, en hy sê, dat hy wat geen sonde het, haar eerste gooi. Dat hy die eerste klip optel. Hulle het geweet, dis God wat in die grond skryf. Jy sukkel nie met die Here as in die grond skryf nie. Dis maar my teorie. Dis 'n mooi storie. Ek love it. Ek love it as Jesus in die grond. Anders sê nee, hy het die ouens se sondes dan neergeskryf of jy weet waar hulle gehoreer het en ek weet nie. Nee, die Here het dit vir hulle gewys. Hoe kan die Here vir jou sulke goed wys, man? Nee, word nou groot, kry karakter, moenie liegie. Sorry, as dit in die skrif staan, jy gaan my glad nie impress as jy so iets sê nie. Dis net hoe ek daaroor voel. Skus, daar sit 'n paar ouens aan die livestream af. Ek voel net, as 'n ding nie met die skrif strook nie, hoef ek jou nie te glo nie. Hoor mooi, as dit wat jy doen, met die beginsels van die woord strook, sal ek luister na jou. Maar anders moet jy nie sommer net iets uitdink nie. Niemand weet wat hy daar geskryf het nie. Behalwe as ek ergens die Hebreëus of die Grieks of die Aramees gemis het. Maar daar staan niks wat hy iemand se naam of enigiets daar neergeskryf het of aanklag nie. Al wat ek weet is, God het met sy vinger in die grond geskryf en toe hy opstaan, toe luister hulle toe hy praat. Goed, kom ons kom terug na Openbaring 11. So ons sien dis wat hy sê. So ons neem aan, die twee getuies van Openbaring 11 is Elia en Moses. Onthou julle toe Jesus opgegaan het na die berg, Matteus 17. Miskien moet ek dit net vir julle wys, want geloof kom deur die aanhoor van die woord. So as jy nou jou Bybel vanaand saamgebring het, het jy nou nog meer geloof gekry, want jy kon dit in jou eie Bybel gesien het. Moenie jou Bybel gebruik as 'n monument nie. Merk hom, skryf in hom, daar gaan nie 'n weerlig jou slaan nie. Doen dit. Hou hom vir 2-3 jaar tot hy opgebruik is, gee hom vir iemand anders en kry vir jou 'n nuwe Bybel. Want baie keer werk ou net op die merkies wat jy gemerk het. Dan begin jy van voor af te lees. Goed, wat staan in Matteus 17? Ek weet ons gaan so 'n bietjie langer aan, maar julle wil in elk geval nie nou carte blanche kyk nie. Dis net negatiewe nuus. Matteus 17, vers 1 en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander. Jesus word 'n godwese voor hulle. Hy staan op die berg. Julle, dis 'n verruklike oomblik as die Here voor jou verander. Of as jy die Here sien, as jy 'n engel sien of die Here sien. En dis wat gebeur. Hier staan Petrus, Johannes en Jakobus. Hulle staan vir geloof, hoop en liefde, het julle dit geweet. Dis 'n preek op sy eie. Petrus staan vir hoop, Johannes staan vir liefde en wie is die ander een? Jakobus staan vir geloof. Geloof, hoop en liefde. Die grootste van die liefde, maar dis wat hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 13. Geloof, hoop en liefde gaan saam met Jesus op met die berg. Jesus verander van gedaante. Nou sien hulle hom in die gees. Dis 'n verruklike gesig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Die volgende oomblik, man, ek kry hoendervleis. Staan Elia wat die profete verteenwoordig, wat God voorspel het. Jy weet, ek hoor baie keer die ouens sê, ja, die kerk vandag is gebou op die apostels en die profete, ons moet profeteer in die kerk, ek verstaan jy moet profeteer in die kerk, maar deel met jou arrogansie, dis nie op jou wat die kerk gebou is nie, hoor. Dis op hierdie profete gebou. OK. Hierdie profete gebou. Elia, Elisa, Esegiel, Daniel. Hierdie ouens het dit voorspel. Gaan lees Hebreërs 11, gaan kyk wat Dawid voorspel het. Dis op hierdie ouens waarop dit gebou is. En die apostels, die eerste 12. Die kerk is op hulle gebou. Nie jy wat jouself 'n apostel noem nie. Ekskuus julle. Hierdie goed is vir my belangrik, want daar's 'n arrogansie in die kerk. Ons gaan waaragtig eendag voor 'n lewende God staan. En dan gaan hy vir jou sê, ek hoor jy noem jouself 'n apostel van nie. Kom hier 'n apostel van nie. Had ek bietjie hoor. Het jy my ergens gesien dat jy jouself 'n apostel noem? Want dis die voorwaarde as jy jouself 'n apostel noem. Jy moet Jesus kon sien. Weet jy wat doen baie apostels? Hulle vertel jou, ek het ergens Jesus gesien, so ek kan myself 'n apostel noem. Maybe is dit die waarheid. Maar ou broer, as jy lieg, jy het moeilikheid. Ekskuus, ek preek soos 'n plaatjie vanaand. Maar ek like dit. Dit beteken net vir my lekker. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. Okay, toe wil hy nou vir hulle skuilings bou en alles. So ons sien Elia en Moses. Moses verteenwoordig die wet. Moses verteenwoordig die boodskap wat vir jou wys.
jy kan dit nie maak nie. Die wet kan jou nooit ooit red nie. Dis hoekom Jesus die wet kom volstrek, het die ooreenkoms kom volstrek, en hy gee vir ons die genade. Hy het die prys betaal vir hierdie ooreenkoms van die wet, sodat ek en jy dit nie hoef te betaal nie. Dis hoekom Jesus gesterf het aan die kruis. So ons sien die twee gesalfdes dan wat Openbaring van praat, Openbaring 11, is dan Elia en Moses in daardie konteks. Kom ons kom terug na die konteks van Sagaria. Hier praat hy van Joshua en Serubabel. Joshua, Jesus, die Hebreëse naam vir Jesus, en Serubabel, die Hebreëse naam vir prins, maar ook seelring. Ek het vir jou gesê van, hy verseël dit. Nou wil ek vir jou nog 'n skrifgie gee. Nou moet ek net onthou watter skrifgie dit is. Efesiërs 1. Efesiërs 1, ons is amper klaar. So dit beteken, daar is omtrent nog so 1 uur en 'n half, dan gaan ons huis toe. Dankie, Dylan het gesê, let's go. Nie uit nie, ek bedoel, let's go, ons gaan nog aan met die preek. Wat het ek gesê, Efesiërs 1, né? Efesiërs 1, vers 13. Ons het nou gepraat van Serubabel, wat die seelring is op die geslagte, né? By hom kom die geslagte weer by mekaar, dan gaan hulle weer uit mekaar, dan kom dit weer in Christus by mekaar. So, dit is wat Serubabel beteken het, vir hierdie geslagsregister, net soos Jesus het beteken het vir hierdie geslagsregister. Efesiërs 1 vers 13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie, hy praat hier van ons redding, ons het die evangelie gehoor, ons het ons redding aanvaar, sê hy, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is, met die Heilige Gees, van die belofte, wat die onderpand, wat is 'n onderpand? Wie kan van sê wat is 'n onderpand? 'n guarantee, 'n deposito. Jy noem 'n trouring ook 'n onderpand, as jy verloof raak en trou, wat jy aansit, as die guarantee dat jy getroud is. Is dit nie so nie? Hy sê die Heilige Gees is dit. Die Gees van God is hierdie verseëling. Dis hoekom ek altyd vir jou sê, ek kan jou na die Here toe lei, jy kan ander mense na die Here toe lei. Maar ek kan nooit vir jou sê, nou sê jy, kind van die Here, nou gaan jy hemel toe nie. Wie moet dit vir jou sê? Die Heilige Gees. Hoekom sê ek dit vir julle? Is daar skrif daarvoor? Dylan, is daar skrif daarvoor? Weet jy watter skrif dit is? Romeine, ekskuus, hoe moet ek jou vra, met jy's 'n Bybelskoolstudent? Jy gaan dit eendag ken. Romeine 8 vers 16. Hy sê, God se Gees, getuig saam met jou gees, dat jy kind van God is. Onthou hom, Dylan, want jy het 'n hart vir die Here. Romeine 8 vers 16. God se Gees, getuig saam met jou gees, God se Gees, die verseëling op jou redding, getuig saam met jou gees, dat jy 'n kind van God is. Die dag toe ek en Zelda getrou het ek 'n trouring gekry, wat ek nie nou afkry nie, hier is hy nou af. Maar 'n man sin moet my altyd mooi styf sit, né? Dit is my teken dat ek met haar getroud is. Sê nou ek sou unfaithful optree teenoor my vrou, beteken dit ek is nou nie meer getroud nie. Ek is nog steeds getroud, né? Die ring is nog steeds die teken daarvan. In 'n Ou Testamentiese konteks, as jy met iemand 'n verbond aangegaan het, jy 'n insnyning gekry op jou hand, jy het jou hande teen mekaar gedruk, daar het bloedvloeiing plaasgevind, bloed het vermeng, en dit het verbond gesmet. Dis hoekom daar sekere siektes is, waar mense seksueel oortree, waar daar 'n oordrag van siektes is, want dis bloed teen bloed, vlees teen vlees. Ek sê nie elke ou wat 'n oordraagbare siekte het sonde gepleeg nie, maar waar dit oorspronklik begin het, was by sonde. Jy kan maar vir my sê wat jy wil. Party siektes begin by vuil en vieslik. Dis waar dit begin. Ja, ek weet nie wat. Okay, kom ons los dit net daar. Hopefully haal nie hierdie van die internet af nie. Waar is ek nou? Goed, so ons het nou gesien, aan die een kant, die getuies in Openbaring is Elia en Moses. En ons sien hier in Sagaria 4 is dit Joshua en Serubabel. Wat beteken dit vir my en jou? Is daar getuies wat in my en jou lewe ook is? Ja. Wat se twee bome is daai? Wat se tipe bome is dit? Olyfbome, Dylan, né? Olyfbome. Wat doen jy met die olyf om olie te kry? Jy pers hom. Is dit nie so nie?
Kom ons gaan gou na Matteus 26. Blaai saam met my. Ek oor honderde Bybels blaai. Dit is so mooi. Dit is pragtig. Sy party van julle maak net julle papiertjies so dit klink of 'n Bybel. Baie is alright. Dit laat my sielkundig beter voel. Matteus 26 vers. Matteus 26, dis net voor Jesus gekruisig word. Matteus 26 vers 36. Dis toe Jesus in die tuin van Getsemane ingaan. Toe kom Jesus met hulle op 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan om te bid. En ons weet Jesus is 'n enorme emosionele, geestelike tyd daardeur. Op 'n stadium met die Here 'n engel gestuur om hom te bedien. Hy het bloed bloed en sweet het hy, hoe sal 'n mens nou sê, hy het bloed gesweet. Wat 'n hoë vorm van vrees is wat hy deur is. Ons dink, nee, Jesus het daar lekker in die tuin van Eden gesit met 'n huilhoutjie op en dit was alles fyn. Jesus het die vrees beleef van wat met hom gaan gebeur. Hoekom? Want hy was 'n mens. Hy moes dit deurgaan sodat ek en jy met vrees kan deel in ons lewe. Vir hom kan sê, dankie Here, u het met daai vrees gedeel. U het my verlos van daai vrees. Gewoonlik as mense na my kom en sê ek het vrees, dan bid ek nie vir hulle en ek sê jy bid self. Jy spreek daai vrees, daai gees van vrees aan, want 2 Timoteus 1 vers 7 sê God het ons nie 'n gees van vreesagtig te gee nie, maar van krag en liefde en 'n sound mind. Dis beter as die woord selfbeheersing. 'n Sound mind. Jou mind moet sound wees wanneer hy dink. Anders gaan jy jouself altyd kastei, sleg sê, afbreek, niks van jouself dink nie, 'n swak selfbeeld hê. 'n Sound mind. 'n Sound mind beteken to think like Christ. Dis wat bekering ook beteken. Ek het vanoggend vir julle gesê, bekering, baie ons is so gestel op die ding waarvan hy hom bekeer het, hy vergeet waarna toe hy hom bekeer het. Na Christus. En bekering, die tweede betekenis van metanoia beteken om nou te dink soos die Here dink. En ek gaan dit tog net weer sê vir julle wat nie vanoggend hier was nie. Toe ek en my vrou nou ons huwelik gehad het, en ons het nou ons bruilof, en ons staan daar voor die familie, toe sê ek vir hulle, luister, ek wil net vir julle sê, ek het nou gister gegaan en my Dinsdag meisie gaan afsê, want ek en Zelda het nou getrou. Ja, en ek het nou van gesê, ek is nou nie meer so lief vir haar nie. Ek is nou liewerer vir Zelda, en ek het ook my Woensdag meisie nou afgesê, dis een altyd met wie ek gaan dans het. Ek is nou klaar met haar ook. Ek gaan haar mis, maar ek wil julle net vertel, sy was daar. Weet julle wat het Zelda toe met my gedoen? Ek het 'n week buite geslaap. Nee, dit het dan nie regtig gebeur nie. Maar kan jy dink jy praat so op jou eie troue, op jou eie bruilof, en jy praat van jou vorige girlfriends. Jou bruid gaan nie baie daarvan hou, veral nie. Ek weet nie van julle vrouens, maar my vrou gaan my nie in die huis laat slaap nie. Ek gaan nog so instap, boef, is die deur toe. Hi liefie, wat nou? Lê daar op die welkom maatjie. Ek sal môre vir jou Weet-Bix bring. Verstaan jy? Maar ons doen dit met die Here. Ons wil altyd getuig oor waar ons gehoreer het. Ons wil altyd praat van ons sonde, terwyl die bruidegom by ons staan. Dan praat jy oor die duiwel, en hoe lekker jy hom geniet het. Yes boys, ek kon drink hoor. Wow, ek julle net vertel hoe lekker het ek gedrink. Yes papi, ek kon hoor. Hoe dink jy voel die Here as jy so praat? Dis so goed jy sê, ek verlang so 'n bietjie terug na die kospotte van Egipte, man, ek was die boetjie geweest. Lekker. Jy kan nie dit doen nie. Sien jouself by 'n bruilof staan. Praat met waardigheid. Dis wat bekering beteken. Los nou jou verlede, jy volg Jesus Christus en jy dink soos hy dink. Los nou die verlede. Gaan vorentoe. Hoekom het ek dit nou vir julle gesê? Ek weet nie, maar iemand moes dit gehoor het. So ons sien hier, Jesus is in Getsemane. Wat beteken die woord Getsemane? Getsemane. Weet nie of ek hom reg uitspreek nie. Dit beteken oliepers. Dis 'n pers waarop hulle olywe geplaas het, en dan het hulle dit gemaal, hulle het dit gecrush. En as hulle daai olyf crush, wat het uitgekom? Die olie. Wie is gepers? Jesus. Wat het uitgekom? Die olie. Wie is die olie? Die Heilige Gees. Daar het jy jou twee getuies wat nou saam met jou loop. Jesus en die Heilige Gees.
Nou sê vir my nou maar, gee my skrif af voor, Johannes 14. Hy sê, wanneer ek gaan, dis beter as ek weggaan, want dan stuur ek die Heilige Gees, hy sal julle alles herinner, wat ek julle geleer het. Mense, ek en jy kan nie die Heilige Gees uitsny in ons lewe nie. Ons kan nie so intellektueel met die Here raak, dat ons die Gees van God opgee nie. Dit is wie die twee getuies in my en jou lewe nou is die Heilige Gees. Kom ek gee jou nog 'n laaste skriffie. En God werk altyd met, of hy het baie keer met twee getuies gewerk. As jy gaan lees in Lukas 24, waar hulle Jesus se leë graf gekry, hoeveel engele was daar? 2 manne in wit klere. Toe hulle in Handelinge 1, Jesus dophou wat opvaar hemel toe, hoeveel manne het in wit klere by hulle gestaan? 2 manne. Jesus en die Heilige Gees is die twee getuies wat op die aarde is, vir ons nou, ons weet Elia en Moses en daai kom in daardie konteks, maar ek praat van nou, is dit Jesus en die Heilige Gees. So die Heilige Gees is nou hier, Jesus is terug by die Vader, maar in funksie is Jesus nog hier deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees praat nie uit homself uit nie, hy kom nie met nuwe revelations nie. Ons dink baie keer, julle, ek wil julle net vertel, jy weet ons pastore doen, ek het 'n nuwe revelation by die Here gekry. Jy lieg man. Hy sê niks is nie onder die son nie, dis maar net jy het bygekom. Jy het dit nie geweet nie, jy het net bygekom. So ek het geleer om met my arrogansie te deel van 'n kansel af. As ek vir mense sê ek het 'n nuwe revelation, jy sal hoor ek doen dit nie. Want dan dalk het jy maar lank al gekry. Ek het nou bygekom. Ek het nou besef, is dit wat die woord van die Here sê? Het jy al met iemand gepraat, dan vertel jy hierdie revelation wat hy in my bedoel het, met 'n mooi hart, is nie arrogant nie. Hy sê, het jy gesien hierdie ding in die skrif, en dink jy, ek het dit 7 jaar terug geleer. Maar jy sê dit nou nie vir die persoon nie, jy vat nou nie sy enthousiasme weg nie, dan sê jy maar, wow, Here, jy het dit al vir my gewys, dis hoe sy liggaam werk. Hy sê, daar's niks niets onder die son nie, dis net ek en jy wat bykom. En die Heilige Gees en Jesus werk saam. Hulle is die twee getuies. Kom ek gee vir jou laaste skrif, om dit net te bevestig. 1 Johannes, en ek hoor weer die Bybels wat blaai, dit is so mooi. 1 Johannes 5, vers 7 sê hy, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Hy sê, en daar is 3 wat getuig op die aarde. Nou sê nie maar van, jy sê nog hele tyd, daar is 2. Hoekom staan hier nou 3? Hy praat van 3 entiteite hier. Hy sê die Gees en die water en die bloed. Wie is die Gees? Dis die Heilige Gees. Die bloed, dis Jesus. Die water, wie is die water? Die water is die verbintenis tussen die Gees en die bloed. Ons het 'n doopbad. Ons is nie wederdopers nie, ons doop wel mense groot. Ons glo ook nie doop kan jou red nie. Maar wanneer ons jou doop, noem ons dit die doop van Jesus. Dis 'n teken dat jy Jesus Christus aangeneem het, dat jy gesterf het saam met hom op te staan in 'n nuwe lewe. Daar is 3 tipes dope. Daar's dalk meer, maar hierdie 3 is belangrik. Daar's die doop van wedergeboorte. Dis nie regtig in water in te doop nie. Dit is die dag toe jy in Christus gedoop is. Toe jy tot wedergeboorte gekom het. Dit het niks met water uit te waai nie. Die ander doop is 'n waterdoop, waar ek en jy as getuie vir mense sê, ek laat myself doop, want ek het al reeds Jesus aangeneem, en hier is die teken daarvan. En dan is daar die Heilige Gees doop. Wat doen die water? Die water kan in 3 rigtings praat. Die water kan praat van die gewone Jesus doop, of dit kan praat van jou dag toe jy tot wedergeboorte gekom het. Want as ons nou vanaand by die water sou staan, dink nou 'n bietjie daaraan. Daar's iemand wat jou gaan doop, daar's jy wat gedoop gaan word, as jy gedoop sou word, en dan is daar die bron waarin jy gedoop word, die water. So dis neutraal. Kom ons sê ek doop jou, 'n pastoor het nie nodig om jou te doop nie, enige mens kan jy doop. Jesus het nie na 'n pastoor toe gegaan om te doop nie, hy het na Johannes die Doper gegaan, hy het na iemand toe gegaan wat eintlik in geestelike vlak laer as hy was. Johannes sê, Here, ek kan nie eens die skoenriem vasmaak. Jesus sê vir hom, doop my sodat die volle geregtigheid vervul kan word. Want daar's iets profeties in doop. So die doop, wanneer ek my net laat doop, dan's die doper, die ou wat jy doop, die dopeling is jy, en die bron waarin jy gedoop word is die water. Wanneer jy gedoop word
met wedergeboorte, dan is die doper, die een wat staan by die water om jou te doop, is die Heilige Gees. Jy is nog steeds die dopeling, en die water waarin jy gedoop word, is Christus. Die een getuie, die Gees van God, doop jou in die Seun van God. Dit is wat wedergeboorte is. Dis nie 'n fisiese aksie by die doopwater nie, maar die doopwater kan daarvan praat ook. Dis 'n heenwyse daarna. Die ander manier om, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, is jy nog steeds die dopeling, die doper, Matteus 3 vers 11, hy wat na my kom, sê julle doop met die Heilige Gees en met vuur, hy praat daar van Jesus, Johannes die doper. So Jesus is die doper, hy vat jou, en die medium waarin hy jou doop, immerse, is die Heilige Gees. Sien jy, hulle rolle ruil om. Een keer is Jesus die medium waarin jy gedoop word, die ander keer is die Heilige Gees die medium waarin jy gedoop word. Dis weer eens dit, ons praat nie daarvan groot doop nie, maar groot doop is 'n verwysing daarna. En dis hoe die water, die Gees en die bloed by mekaar uitbring. Dis hoekom hulle toe hulle vir Johannes, vir Petrus vra, wat moet ons doen? Want hulle was diep in die hart getref in Handelinge 2. Toe Petrus vir die eerste keer die evangelie bring, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, dan sê Petrus, bekeer julle, laat julle doop, en ontvang die gawe van die Heilige Gees, die dooping met die Heilige Gees. Verstaan julle, dis hoe die twee getuies saamwerk, en ek wil jou net kom bemoedig daarmee vanaand. As jy nog nie by een van die plekke uitgekom het nie, ons is hier om jou te bedien. Ek gaan nie altaarkol maak vanaand nie. Jy kan na die tyd uitkom, hier's 'n span mense wat saam met jou sal praat, saam met jou sal bid, saam met jou sal vertrou. Mag die Here vir jou seën, kon julle daarom iets leer? Ek is bly julle sê ja, anders het ek nou weer van vooraf begin. So ek is bly, Dylan het so hard yes gesê. Dan is ons klaar met vanaand se prediking. Ons gaan 'n laaste liedjie saam sing. En ek wil jou regtig uitnooi. Is daar iets, weet jy, jy hoef nie eens vorentoe te kom na die tyd. Ek gaan vra dat ons nie in die kerk gesels nie, maar daar agter. As jy nog met mekaar wil praat of hier buite, ons moet ons hierdie kant uitgaan. Gesels lekker daar buitekant. Of agter. Maar jy wat vanaand sê, maar ek het 'n ding wat ek met die Here moet regmaak. Jy hoef nie eens vorentoe te kom nie. Jy kan aan die bank sit en vir 'n oomblik met die Here praat. Kom ons skep vir mekaar 'n veilige area. En as jou familie en jou vriende saam met jou is, man, wag net 'n oomblik vir hom of haar. En moet ook nie in die kar nou uitvra, hoorie Henry, hoekom het jy nou in die kerk agtergebly? Wat het jy nou weer? Hoekom bly, ons wil eintlik al huis toe gegaan het. Oh my goodness, moenie dit doen nie. Gee hom 'n kans. Miskien is daar iets tussen hom en die Here, wat hy net voor die Here moet bely. Doen dit vanaand. Weet jy hoe het my pa tot bekering gekom? Nie op 'n altaarkol nie. En my pa het nooit in sy lewe gebackslide nie. Daar's nooit een dag in sy lewe, ek hoor ouens backslide. Ek weet nie wat is backslide nie, want ek het in 'n huis groot geword waar my pa nooit gebackslide het nie. En hy het hom nooit hoog heilig gehou nie. Hy was net so afhanklik van die Here. Hy het vir die predikant na die tyd gaan vra, leef ons uit die wet of uit die genade? Toe vra die predikant vir hom, Hannes, ken jy die Here? En my pa is eerlik, hy sê vir hom, nee, dis my pa die hoofouderling van 'n sekere kerkgenootskap. My pa het die skrif geken, maar hy het nie die Here geken nie. Hy sê nee. Hy sê, Hannes, gaan sit net daar op die bank, net daar waar jy is. Bely al jou sonde voor die Here en vra hom om in jou lewe te kom woon. Dis wat my pa gedoen het. En ek het hom nooit gesien backslide nie. Partykeer is dit net 'n ding tussen my en die Here wat uitgesorteer moet word. En nou wil ek uitkom na 'n ou hier voor. Weet jy wat? Julle sal sien, George, Madeleine, wat nou een van ons herderskappels hier is, het nie 'n magic hoed wat hy vashou nie. George, bid gou vir my, ek het hierdie ding. Dan staan George hier voor met 'n stokkie. Okay, sien hulle biem, daar's hy. Ons wil jou graag bedien, maar daar's seker goed wat baie keer tussen jou en die Here is. So ek wil jou vanaand uitnooi. Sit in die bank as jy voel jy wil 'n oomblik tyd met die Here spandeer. Of kom vorentoe as jy voel jy het nodig om met iemand te praat. Maar almal hoef nie vorentoe te kom nie. Sit net daar. Miskien dien jy die Here al jare en daar's iets tussen jou en die Here wat jy moet uitsort. Kom ons gee vanaand vir mekaar 'n veilige spasie waar ons dit kan doen. Amen. Prys die Here. Kom ons sing 'n laaste lied saam. En dan gaan ons afsluit met gebed.